Hartlik goeiemôre, mag die Here die baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, ons weet dat hierdie renoster, nou ja, die horing is nog mooi aan, so dis so 'n bietjie in die ouer dae geneem wil ek amper sê, en dat dit wit renoster is, oor hy met die gras vreet en die blare nie, en hy's die groter een van die twee renosters, van die swart renoster en die wit renoster, is die wit renoster so 'n bietjie groter dan ook. Nou, liewe vriende, maar dis een soliede stuk vleis, sal ek sê, dier wat daar is. As u nou al naby aan een was en net sien hoe groot is die kop van hierdie dier, dan gryp 'n mens aan, wanneer 'n mens dit dan ook so beleef, so van naby. So wil die Here hê dat ons as kinders van die Here ook iets moet ervaar en moet sien, en dat die duiwel ook veral iets moet ervaar en weet, dat die wêreld, die ongeredde wêreld, ook iets moet ervaar en weet. En weet jy wat is dit? Die kerk is 'n liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 staan daar, want net soos die liggaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. En nou moet ons weet dat die kerk is die liggaam van Christus. Dit is dit wat sekerlik die Here Jesus verteenwoordig. Dis hoe belangrik dit is. Daar mag baie lede wees, maar dis een liggaam. En hulle moet weet, ons behoort aan die Here Jesus Christus, al ons kinders van die Here, ons behoort aan die Here, ons is aan hom oorgegee, ons praat dieselfde taal, ons leef dieselfde standaard, ons leef tot eer van God se naam. Dis hoe 'n kerk behoort te wees. So moet ons funksioneer. Liewe vriende, ons het net een hoof. Daar's nie 'n klomp ander mense wat die reëls nou goed maak nie. Net een. En dis die Here Jesus Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 sê, een liggaam is, so ook Christus. Net die Here Jesus is hierdie hoof. En daarom moet ons na hom luister, ons moet doen wat die Here sê. Hy bepaal die standaard, hy bepaal waarvoor ons moet lewe. Die Here bepaal wat God behaag en wat hom nie behaag nie, en daarvolgens moet ons lewe inrig. Elke lid moet sy samewerking gee, dat daardie doel bereik word, dat die Here Jesus verheerlik word. En dan, liewe vriende, het ons 'n verantwoordelikheid. Let net op hierdie verantwoordelikheid. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Nou word die vraag gevra, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En die antwoord is, nee, hy is deel van die liggaam. Die voet mag dalk nie sy samewerking gee nie, maar dit maak hom nie dat hy nie meer deel van die liggaam is nie. Hy is deel van die liggaam. Hy gaan 'n probleem veroorsaak in hierdie liggaam. Die liggaam gaan sukkel om te beweeg, oor hy nie sy samewerking wil gee nie, oor hy hom, kan ek dit so uitdruk, oprukkerig hou, oor hy nie die hand is nie, maar hy bly deel van die liggaam. En u en ek as kind van die Here moet weet, as ons opruk oor een of ander storieetjie of nonsens somme, en dit is dit sonde. As ons opruk oor die Here wil hê, dat ons as 'n voet moet dien, en ek wil die hand wees, en ek weier om die voet te wees, dan is dit sonde. Ons kan nie so werk nie. Ons moet dit wat die Here vir ons vra om te doen, dit moet ons doen. Ons lees daar in vers 17 hierdie woorde, as die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Ons elkeen het ons eie taak, waarvoor die Here ons geroep het. Ons kan nie nou gaan, en almal sê, ons wil die oog byvoorbeeld wees, soos die Bybel hier sê. Ons almal wil nou maar net hierdie een ding doen nie. Nee, dit waartoe die Here u geroep het, u moet dit doen. Doen hy dit. En u sal 'n wonderlike seën ervaar. As die liggaam ons nou reg werk, as die oog bly sien, en die gehoor en die oor bly hoor, en die neus bly werk deurdat jy ruik, dit kan tog u lewe red. Dit kan tog maak dat jy die mooi van die lewe kan raak sien ook. Nie net gevare nie, maar ook die mooi van die lewe kan raak sien, en dit kan geniet. Maar liewe vriende, as u nie wil werk as die gehoor, of as die neus, of as die oog nie, dan kan ons soveel mis van die Here. En die Here vra elkeen van ons om so saam te werk, sodat ons die Here se wonderlike seëninge kan ervaar, die mooi daarvan kan ervaar, en dat dit ons sal bewaar van jou Satan se aanslae ook.
Liewe vriende, daarom is het belangrik dat die liggaam onderwerp sal wees aan God. Daar in vers 18 staan daar hierdie woorde, maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. Ons moet dit aanvaar, Here, U sit my waar U my wil hê. Ek is bereid om daar te wees. Vers 21 sê, en die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Daar's nie een ding dat al mag iemand dink ek is hoe belangrik, jy moenie dink dat jy vir die res kan sê ek is al nie nodig nie. Die Here sê, jy het almal nodig. Die Here sê, het elke lid nodig van die liggaam van Christus. En mag ons so onderwerp aan die Here en so tot eer van sy naam ook leef. Kom ons bid dan net saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat U ons gered het en dat elkeen wat gered is deel van die liggaam van Christus vorm. Gee dat elkeen van ons deel sal doen wat U wil hê ons moet doen, sodat U verhoog en dat ons as 'n liggaam saam kan werk, dat U verheerlik sal word. Amen.